Middag, vandag se woord is Psalm 1. Die Here lei die regverdiges. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Vers 1 sê die Here, dit gaan goed met ons wanneer ons nie die raad van goddeloses volg nie. Wanneer ons nie saam met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie. Iewers het die Heilige Gees jou gelouter om nie meer sonde te doen of sekere dinge te doen of plekke te gaan of om die Vader te gehoorsaam. En nou is jy daar waar jy al gehoorsaam is en met tye stuur die vyand mense oor jou pad om jou te mislei en vir jou te sê, kom, vat maar net gou nog 'n trekkie man, of vat 'n slukkie, wat is 1 bier, of jy kan mos nou nie so wees nie, dis mos nou 'n man om na vrouens te kyk, hoe kan jy nou net oë hê vir 1 vrou, of wanneer jy net besluit om op Sondag nie meer te ruilhandel nie, want jy's nie wetties nie, maar jy gehoorsaam die Vader uit liefde vir hom, hoor. Die 10 gebooie sê jy met die Sabbatdag heilig hou. En van hulle aanvaar dit en maak ander reëlings of ander raak kwaad vir jou. En wat dit hartseer maak is, die vyand gebruik mense vir wie jy omgee, om te kyk of jy gaan val, of jy gaan teruggaan na jou ou pad toe. Maar nou sê vers 2, maar wat in die woord van die Here sy vreugde, maar die wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Nou 'n boom wat by waterstrome geplant is, het altyd water. En wanneer ons in die woord is, word ons altyd gewater deur die Heilige Gees. En dan dra ons vrugte op die regte tyd, vrug van die Gees, wat ons van leer is liefde, lankmoedigheid, al daai waarvan ons weet. Wat hierso ook sê, en waarvan die blare nie verdroog nie. Nou die blare is genesing. Soos jy in die woord bly, dan bly jy genees, want waar die vyand kom om jou aan te val, dan verwys die Heilige Gees jou na verse toe, wat jou help om staande te bly. En dan sê die woord ook, wat 'n belofte is, wat sê, hy is voorspoedig aan alles wat hy aanpak. Dis 'n belofte. Soos jy in die woord bly, en jy verheug jou in die woord van die Here, en jy groei, en jy dra vrug, en jy ontvang genesing, dan gaan jy voorspoedig wees in dit wat die Here vir jou gee om te doen. Vers 4 sê, so is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Nou kaf kom voor by graan. Dit is 'n nuttelose omhulsel om graan. En wanneer die wind waai, dan waai dit weg. Wat impliseer dat daai mense se dade of lewe sonder substansie is. Hulle het nie standvastigheid nie, en hulle word maklik deur omstandighede of teëspoed geoorweldig.
Ja, vers 5 was daai. Daarom sal goddelose hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Goddeloses voldoen nie aan die Here se eise en daarom kan die Here hom nie handhaaf wanneer daar reg gespreek word nie. Vers 6 wat sê waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot die ondergang. Nou, 'n regverdige het 'n toekoms, jy het 'n hoop aan 'n toekoms in die Here, want hy beplan vir jou voorspoed en nie teenspoed nie. En 'n regverdige neem die woord van die Here aan wanneer jy vermaning ontvang of wanneer jy nou lees wat die Here se hart is, want om die woord te lees is om die Vader se hart te ken, dan ontvang jy dit en jy pas dit toe op jou lewe. Waar die goddelose sy einde is, dit wat hy vir die regverdige toewens. En ja, ons kan weet daar waar jy op jou plek was voordat die Heilige Gees jou gelouter het. Ons het mos maar geglo oog vir oog, nee. Maar die Here het gekom en hy het dit verander en hy sê ons moet die ander wang draai, nee. En ons moet wraak aan die Vader oorlaat. So, ons bid, ons sien hom verstaan nie ten volle nie, en soos wat ons al gegroei en geleer het, is dat ons elke gedagte gevangene moet hou, en die vyand hou daarvan om 'n halwe waarheid te vat en om dit uit te spiral. So, ons gee dit eerder vir die Vader, want hy sien, hy is alomteenwoordig en alomwetend en hy weet. So, maar die Vader weet ook dat as jy nie sy woord ter harte neem en as jy nie die vrug van die Heilige Gees het nie, dan is jou denke teenoor ander mense nie goed nie. So dit wat die goddelose dan gaan ontvang is ongelukkig nie goed nie. Ja. En wat ook vir ons aandui dat elke een word beloon volgens wat hy is. En die liedjie wat in my gedagtes opgekom het is Christ is enough for me. So ja, ek bid dat dit sal goed gaan met almal en dat almal geplant sal wees soos 'n boom by waterstrome wat vrug dra en wat sy blare nie verdroog nie. Dis my gebed vir almal in Jesus se naam. Amen.